Goeiedag en welkom. Vandag duik ons in iets nogal spesifiek. Ons gaan 'n enkele oënskynlik eenvoudige Pilates oefening gebruik as 'n soort, 'n diagnostiese instrument. Die oefening, gebaseer op die bronne wat jy vir ons gestuur het, is die single leg on the reformer. Spesifiek daai een waar jou hak op die voetstang is. En die rede, jy weet, hoekom ons hierop fokus, is omdat dit een van daai bewegings is wat so bedrieglik eenvoudig lyk. Druk 'n been reguit, bring dit terug. Maklik, né? Maar wat my opgeval het in die navorsing, is dat hierdie oefening soos 'n vergrootglas is. Dit onthul alles. Elke klein wanbalans, elke kompensasie. So die vraag is, wat presies openbaar hierdie beweging? En hoekom is dit soveel meer as net 'n beenoefening? Veral met sy bewegende wa, is 'n ongelooflik eerlike stuk toerusting. Dit kan nie lieg nie. Dit wys jou onmiddellik of jou krag in 'n suiwer, doeltreffende lyn beweeg, of dit weglek deur onnodige rotasie, 'n wankelrige bekken, of spiere wat oorneem wanneer hulle nie moet nie. So ons gaan vandag 3 spesifieke dinge ondersoek. Eerstens, die verbasend komplekse mekanika van jou knie. Tweedens, jou lumbo-pelviese beheer. Dis nou maar 'n fancy term vir hoe goed jy jou kern stilhou. En derdens, die ware, dikwels misverstaande rol van jou diep duispiere. Goed, kom ons begin by die knie. Want die meeste mense, en ek sluit myself daarbey in, dink aan die knie as 'n basiese scharnier, soos 'n deur. Dit buig en dit strek. Maar iets wat regtig by my uitgestaan het in jou bronne, is dat hierdie idee heelal te simplisties is. Hoe moet ons eerder daaraan dink? Wel, dis juist daardie wanpersepsie wat so fascinerend is. 'n Deurskarneer beweeg op een vaste punt. Die knie is oneindig meer gesofistikeerd. Dis nie net 'n buig en strek aksie nie. Dis 'n delikate rol en glybeweging tussen die oppervlaktes van jou duibeen, die femur, en jou skeenbeen, die tibia. Dink daaraan, soos die verskil tussen 'n eenvoudige hek en 'n hoë tegnologie magnetiese glydeur. Vir daardie gladde beweging om te gebeur, moet jou meniskie daai klein skokbrekers voortdurend fyn aanpassings maak. Jou ligamente moet hul spanning moduleer en die belangrikste, jou senuweestelsel moet 'n intelligente gesprek tussen al die spiere voer. OK, so as daardie gesprek lomp of hard is, wat gebeur dan in die gewrig? Dan kry jy wat ek 'n brutale beweging noem. Die gewrig word saamgepers, dit sluit vas aan die einde en jy vergrys die oppervlaktes in plaas daarvan om hulle glad te laat gly. Aan die ander kant, as die gesprek te vaag is, Ongekoördineerd. Juis, dan word die gewrig onstabiel en wankelrig. So die kwaliteit van wat ons soek, is daai perfekte balans. 'n Volle, lang ekstensie sonder die klap van 'n sluitgewrig en 'n diep, beheerde fleksie sonder om onder die spanning in duie te stort. Goed, as die beweging self so gesofistikeerd is, maak dit heeltemal sin dat die opstelling ongelooflik presies moet wees. Jy kan nie so 'n fyn beweging van 'n slordige beginposisie verwag nie. Kom ons gaan na die masjien toe, want die besonderhede in jou notas was baie spesifiek. Kom ons begin by die vere. Hoeveel weerstand is reg? Dis 'n deurslaggewende vraag. Die doel hier is nie brute krag nie. Dis georganiseerde beweging. Jy soek genoeg weerstand om jou te dwing om presies te wees. Dit moet jou aandag vereis, maar dit moenie so swaar wees dat jy begin vasklim nie. Soos in die nek en skouers. presies, die oomblik as jy spanning in jou nek, skouers of veral jou heupfleksors voel, is die weerstand te swaar. Dit forceer jou liggaam in 'n oorlewingsstrategie in plaas van 'n bewegingsstrategie. En die teenoorgestelde, is daar 'n risiko om te lig te gaan? Absoluut. As die weerstand te lig is dit te maklik om beheer te verloor op die terugkeer. Die waal val dan basies terug na die stoppers. In plaas daarvan dat jy dit beheer. Juis. So, die ideale weerstand is een wat beide die uitstoot en die terugkeer uitdaag. En dan natuurlik die liggaamsposisie. Die kopstit moet jou nek in 'n neutrale lyn hou. En dan die belyning van die been. Jou notas was baie duidelik hieroor. Die hak moet presies onder die sitbeen wees. Hoekom is daardie belyning so onderhandelbaar?
Omdat dit die mees doeltreffende kraglyn skep. Dink daaraan soos 'n direkte snelweg, van jou heup deur die middel van jou knie tot by jou hak. As jou voet te ver na die middel toe is of te ver uit, word daardie snelweg 'n kronkelpad. Krag gaan verlore en dit plaas onnodige wringkrag op die knie en enkel. Daardie lyn is die een ding waarby jy nie kan kil nie. Albei bene moet parallel bly, soos treinspore. Die werkende been se enkel is aktief in dorsifleksie, so jou tone trek liggies op en die belangrikste van alles, die bekke. Dit moet so stil soos 'n tafelblad bly, heeltemal gelyk. Die hele doel is om te bewys dat jy jou romp kan stabiliseer terwyl 'n ledemaat vrylik beweeg. Goed, en dit bring ons by die deel van die navorsing wat my hele denkwyse oor hierdie area verander het. Die meeste van ons dink aan die duispiere, die hamstrings, as een groot spiergroep. Maar jou bronne duik diep in die rol van twee spesifieke, amper geheime agente in hierdie groep, die semimembranosus en die semitendinosus. Wat maak hierdie twee so spesiaal? Ek's bly jy vra dit so, want om hierdie twee te verstaan, verander werklik hoe jy na kniestabiliteit kyk. Hulle is soveel meer as net beentrekkers. Kom ons begin met die dieper een, die semimembranosus. Die naam klink kompleks, maar dink daaraan as 'n breë spier aan die binnekant van jou agterdui. Dit heg van jou sitbeen af tot op die agterste binneste deel van jou skeenbeen. Maar hier sien touwerkens, dit stuur ook klein vyselagtige uitbreidings direk in die kapsule van die kniegewrig in. Geen stitstelsel. Presies, dit is die perfekte analogie. Dit is nie 'n eksterne motor nie, dis deel van die gewrig se eie interne leidingstelsel. Dit kan die spanning in die kapsule voel en daarop reageer, wat dit 'n ongelooflike fyn ingestelde stabiliseerder maak. Dan het ons sy maat, die semitendinosus, wat meer oppervlakkig lê. Dit eindig in 'n lang, dun pees wat aanheg in 'n struktuur wat ons die gansvoet noem, saam met twee ander spiere. Hierdie aanhegting gee dit enorme invloed om te verhoed dat die knie na binne val, daardie gevreesde valgus-1-1-storting wat ons so baie sien. By atlete. Juis. Dis soos die spankabel op 'n tenpaal wat keer dat dit onder druk knak. So saam as hulle nie net daar om die knie te buig nie. Hulle is die intelligente remme en die stuurmeganisme vir die gewrig. Hulle keer hiperekstensie, bied mediale stabiliteit en, soos ons nou gaan bespreek, beheer hulle die terugkeer van die wa. Ja nee, dis 'n totale herbesinning oor hul funksie. Dit is, en daardie funksie word moontlik gemaak deur hul ryk senuweevoorsiening. So hulle kry 'n konstante stroom van proprioseptiewe terugvoer. Hulle weet te alle tye presies waar die knie in die ruimte is. OK, met hierdie nuwe begrip, hoe verander dit die manier waarop ons die beweging self uitvoer? Kom ons breek die stootfase op, die uitgang. Goed, die stootuit is die konsentrasiefase. Spiere verkort. Ons gebruik dikwels 'n inaseming hier. Dis 'n pedagogiese keuse. Dit help om die borskas oop te hou en te keer dat mense hul asem ophou. Meganies is dit die quadriceps aan die voorkant wat die werk doen om die been te strek. En terwyl dit gebeur, wil jy visualiseer hoe jou knieskuif glad opgly. En daarvoor moet jou diepste buikspiere jou bekken anker. En hier's die sleutel gebaseer op wat ons nou weet. Die duispiere is nie afgeskakel nie. Hulle is mede-aktief en modelleer fyn die agterkant van die knie om te verseker dat die ekstensie eindig in 'n lang lyn, nie 'n harde, geslote posisie nie. En wat van daai ander been, die een wat in die lug is? Ek het alself ervaar dat die voorkant van daai heup regtig kan begin byt of vasklem. Ek het altyd gedink dis 'n swak heupfleksor, maar jy suggereer dis eintlik 'n noodsein. Juis. Daardie been is 'n toets van jou vermoë om lengte sonder diefstal te skep. Die doel is nie om dit so hoog moontlik op te lig nie, dis om dit lank te hou sonder om jou bekken te kantel. Of jou rug te hol. Ja, en daardie grypende sensasie in 'n heupfleksor is jou senuweestelsel wat skree, ek voel onstabiel. Dit sê, ek kan nie die bekken met my diep kernspiere stabiliseer nie, so ek gaan hierdie groot sterk spiere aan die voorkant vasklem om te keer dat alles uitmekaar val. So dis 'n kompensasie. Dis 'n kompensasie, nie 'n teken van krag nie. Dis 'n teken dat die dieper stelsel nie sy werk doen nie. Dis 'n groot insig en dit bring ons by wat jy in die bronne die oomblik van waarheid noem, die terugkeer.
Hoekom is om terug te kom soveel meer onthullend as om uit te gaan? Want dis waar die eksentriese beheer getoets word. Om te stoot gebruik ons konsentriese krag. Die meeste mense het genoeg daarvan, maar om 'n beweging te rem, het jy eksentriese beheer nodig, waar die spier onder spanning verleng. Dink aan die verskil tussen om 'n swaar boks op te tel en dit stadig en versigtig neer te sit. Die neersit is die eksentriese deel. OK. Op die reforme is die terugkeer 'n vloeibare remaksie. Jy asem uit om jou diep kern te aktiveer en nou moet jou duispiere, veral die slim semimembranosis en semitendinosis, eksentries werk om die wase terugkeer te reguleer. Hulle keer dat die vere jou bloot terugblik. So daardie brandende sensasie in jou quads as jy stadig teen 'n steil heuwel afstap. Is dit dieselfde soort remaksie wat hierdie duisspiere hier vir die knie doen? Dis die perfekte tasbare voorbeeld. Dis presies daardie beheerde verlenging onder spanning. Terselfdertyd moet die quadriceps ook eksentries werk om te keer dat die knie knik of ineens stort onder die spanning. Dis waar die meeste mense beheer verloor. En as ons na die groter prentjie kyk, gebeur die meeste sportbeserings tydens rem, landings- en rigtingveranderingsaksies. Alles eksentries. Alles oomblikke van intense eksentriese aanvraag. Om te stoot is relatief maklik. Om beheer te rem is 'n hoogs ontwikkelde vaardigheid. Dit maak soveel sin. Maar wat van iemand wat luister en sukkel, veral met daai heuitfleksorspanning? Jou notas noem 'n paar aanpassings, maar jy is baie spesifiek daaroor. Dat dit biomeganiese oplossings is nie makliker weergawes nie. Ja, die taal is belangrik. Dit is nie 'n mislukking om aan te pas nie, dit is 'n slim strategie. Die mees algemene en effektiewe oplossing vir 'n grypende heupfleksor is om die been wat in die lug is se knie te buig, na 'n tafelbladposisie. Hoekom werk dit? Dit verminder onmiddellik die lengte van die heufboomarm. Dit haal daai intense statiese vraag van die heupfleksors af en gee die bekken 'n kans om te ontspan en in neutrale posisie te vind. En wat jy byna altyd sal sien, is dat sodra die senuweestelsel nie meer daai bedreiging voel nie, het die werkende been skielik baie meer beheer, presisie en krag. Jy los een probleem op om 'n ander een beter te maak. En wat van die variasies, soos om die been effens uit te draai? Is dit net vir afwisseling? Glad nie. Daardie klein rotasies, het sy lateraal of mediaal, is soos om 'n fyn instelknoppie te draai. 'n Effense uitdraai byvoorbeeld kan help om die diep heuprotators en gluteus medius beter te betrek. Maar die goue reël is dat die rotasie altyd van die diepte van die heupgewrig moet kom. Nie net die voet draai nie. Juis, dis meer gevorderde aanpassings. Maar eers moet die fondament van neutrale beleining stewig wees. So, as ons alles bymekaar sit, die prentjie wat na vore kom, is dat hierdie een oefening 'n volledige mini-studie in beweging is. Dis 'n gesprek tussen stabiliteit, die stil romp en bekken, en mobiliteit. Dit leer ons dat kwaliteit oneindig belangriker is as kwantiteit. 5 presiese, beheerde herhalings is soveel meer werd as 10 gegaasdes. En vir my is die grootste wegnemete dat ons die duisspiere nie meer as net brute kragtrekkers moet sien nie, maar as die intelligente, sensitiewe beskermers en stabiliseerder van die knie. Jy het dit perfek saamgevat. Dit is 'n lewende, praktiese studie van die komplekse verhouding tussen die quads en die duisspiere. Dit beklemtoon die absolute noodsaaklikheid van 'n stabiele kern vir enige veilige, effektiewe beweging van die bene. Die knie bestaan nooit in isolasie nie. Dit is altyd deel van 'n kinetiese ketting en hierdie oefening dwing jou om daardie hele ketting met intelligensie en respek te benader. Dit was ongelooflik verhelderend. Baie dankie vir hierdie diep ontleding van die bronmateriaal wat jy met ons gedeel het. Met graagte. En dit laat 'n mens met 'n laaste belangrike vraag. Hoe dra ons hierdie nuwe bewustheid oor na die wêreld buite die ateljee? So my uitdaging aan jou is dit. Nou dat jy hierdie diep stabiliserende rol van jou mediale duisspiere in 'n beheerde omgewing gevoel het, gaan begin oplet hoe daardie selfde spiere in jou alledaagse lewe funksioneer. Voel jy hul subtiele beheer wanneer jy trappe klim, hul remaksie wanneer jy stadig van 'n stoel opstaan of in jou kar klim? Hierdie oefening gaan nie net oor die reformer nie. Dis 'n poort. 'n Poort om 'n nuwe intelligensie en 'n nuwe bewustheid na elke enkele beweging wat jy maak te bring.